hou daarvan by Radio Tygerberg stories te deel wat mense inspireer en wat mense opbou. En ek hou van hierdie storie wat ons vandag met jou gaan deel van Johan Koornhof, iemand wat 2 keer by die dood gaan draai het. En die eerste was met sy ernstige fietsongeluk en die tweede toe hy opgehou asemhaal het in Jesus se teenwoordigheid was. So jy wil nie hierdie storie mis nie. Maar eers is hallo en welkom Johan, dit is mos vreeslik lekker om jy hier by Radio Tygerberg te hê. Hallo Vanessa, ja, baie dankie vir die geleentheid. Nou vir mense wat nie weet wie Johan Koornhof is nie. Wel, eerstens is ek 'n kind van Jesus. Dan is ek 'n pa en 'n man vir my vrou Helene en my 2 seentjies Lukas en Christian. En Ja. en dan het ek 2 besighede waarby ek betrokke is. My een besigheid, 'n Be-Real Company, waar ek companies help met company culture restructuring en leierskapsontwikkeling en waar ek baie motivational talks doen. En dan die ander company Resonate.com saam met 'n vennoot van my Dion Basson waar ons besighede help en mense help om beter te kommunikeer om meer suksesvol in die lewe te kan wees. It's amazing en ek hou van die manier hoe jy vandag praat want ek kan sien jy het 'n klomp dinge deurgegaan, jy's rustig en jy's op 'n goeie plek. Julle as 'n gesin, julle het 'n goeie verhouding met God, is dit nie? Julle stap saam met hom, julle wandel saam met hom. Ja, Vanessa, ek dink mense intensie as jy groot word as 'n Christen is altyd dis hoe dit moet wees, maar daai prentjie draai mos nie altyd so uit nie. Ja. Jy weet, en ek moet sê na wat gebeur het 3 jaar terug en waar ons vandag is, het ons lewens dramaties verander, ja. Die tweede kans is 3 jaar. My tweede Kom ons kans. praat gou-gou oor 2010. Jy was in 'n ernstige fietsongeluk gewees. Ek kyk hier aan die kant van jou kop, jy het nou voor die onderhoud gewys hier en daar dat mense nog soos kan merke sien. Wat het gebeur? Dit was redelik ernstig geweest, né? Ja, nee, ek was in 'n mountainbike ongeluk gewees. Ek het by 'n berg afgekom en geval en my skedel het uitgebars aan die kant van my kop en net alles wat daar gebeur het kon nie medies verklaar hoe ek dit oorleef het nie. En maar ja, die Here het obviously 'n ander idee gehad en hier is ons vandag. Ja, want dit is wonderlik eintlik. Jy het letterlik gegaan van waar jy heeltemal jou korttermyn geheue verloor het. Daar's plate in jou kop, tot waar jy gekom het op 'n punt waar God jou eintlik bonatuurlik kom genees het weer, waar dit eintlik vir jou gehelp het in die werk wat jy doen vandag. Ja, na my tweede kans met die mountainbike ongeluk het ek my hele lewe verander in terme van my karakter, om seker te maak dat ek 'n mens is wat lewe volgens goddelike beginsels. Jy weet dat mense my kan vertrou en ek eerbaar is en opreg is en integriteit in plek is en ek het daai beginsels in my besigheid ingebring en my hele besigheid daarop gebou en ek het die vrugte gepluk daarvan. Om volgens daai beginsels te begin leef en te ander leef en ook in my verhoudinge rondom my. Sure. Die vrugte gepluk daarvan. Ja, want dit is 'n groot besluit. Jy weet, ek dink as jy so amper dood was en jy kom weer op 'n plek waar jy kan funksioneer en waar jy kan aangaan, dan besef jy hierdie is nou 'n lewe wat ek nou met albei hande moet aangryp, tipe van ding. Maar jy is in 2021 gediagnoseer met COVID. Ja. En dit het redelik vinnig gegaan van jy het COVID tot waar jy vir 86 dae in isolasie was. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, net gou op 'n kommentaar wat interessant was. Ek het met my fiets ongeluk het ek nogals daai dag saam met 'n meisie gaan ry, 'n jong meisie wat saam met my wou gaan ry en net voor ek oor die bult is by die afdraand het toe vir gesê watch and learn baby. En kyk wat het gebeur. En wat met COVID gebeur het, ek positief toets. En die vrou in my kar gewees my vrou en my woorde na was ag dankie tog, nou kan ek dit oor en verby kry want ons almal gewag wanneer gaan ek COVID kry. Ja. Elke keer as jy net 'n snif neus het, dink jy het ek nou COVID na toets jy en dan ons almal net gewag het gaan gebeur. Dit ook nou kry. Ek was fiks en gesond, die perfekte prentjie van as jy dit kry, hulle sê ag net soos 'n ligte verkoudjie wees, jy gaan fyn wees. Toe sê ek nogals vir haar wie ag dankie tog, nou kan ek dit oor en verby kry. En dit was nie die geval gewees nie. Ek het vir 9 dae by die huis ongelooflik swaar gekry. En toe 10 uur die een aand toe bel ek vir my neef, hy's 'n hematoloog, Hannes Koornhof en ek sê toe vir neef, hier's fout. En hy sê toe vir my jy moet onmiddellik by die hospitaal kom en ambulans gebel en net na 12 is hulle in my hospitaal toe. Vir jou was dit intens geweest, want 3 dae nadat jy in die hospitaal was, of in die ICU was, hier rondom 3 die oggend, het jy skielik opgehou asemhaal. Ja, ek was 2 dae in die gewone ward gewees en toe ewe skielik toe val my saturasievlakke, my suurstofsaturasievlakke en toe jaag hulle my, toe vat ek die laaste bed in ICU. En ek het nie geweet wat aangaan nie. Ek het nie geweet wat suurstof eers is, en saturasievlakke nie. Ek meen jy is mos totaal bewus daarvan en so ek is toe op baie flou suurstof gesit en ek voel fyn. En toe my 3de aand in ICU, so jy sê 16 minute oor 3 die oggend, toe ewe skielik toe alles verander, toe ek opgehou asemhaal. En dis jy in God se teenwoordigheid. En alles het daar verander. Die wêreld het donker geword. Ja, dis baie interessant gewees. Ek het alles ervaar wat my gebeur het op die hospitaalbed.
ek het daarso begin die eerste keer gesukkel om begin asemhaal en eers keer dan is dit net alarms wat afgaan. Jy het soveel monitors wat in jou vasgeplak is daarso. En dan hardloop al die susters na jou toe om jou te kom help en hulle het my gestabiliseer gekry. En 'n paar minute later het begin ek weer sukkel om asem te haal en hulle hardloop na my toe stabiliseer my weer. En dis die derde keer dit gebeur. Toe onthou ek die suster gryp my so by die arm, sy sê vir my Johan, ons gaan nie laat dit vanaand gebeur nie. Werk saam met my, asseblief werk saam met my. En toe het ek op asemhaal in respiratoriese failure ingegaan en toe is alles donker en verby. Maar wat gebeur? Want dit is eintlik dit is nou soos wanneer jy piep op die hardloopmasjien sien waar jy ophou asem. Jy was eintlik dood gewees, né? Ek het ophou asemhaal Ja. en maar ek het nog nie die beep gehad wat gebeur het is ek het bloot nog om met my wat noem jy dit jou agter in jou breinstem daai Ja. gedeelte waar het nog gefunksioneer. Hy was nog nie dood. Hy het nog bietjie so 2 minute van verder in die asemhaal. Ja. Dan was daar ek weg geweest. Dan was Ja. alles verby. So ek het nog 'n hartklop gehad, 'n fyn hartklop bloot net uit reflex uit. Uit jou liggaam wat nog in Ja. reflex is voordat alles ophou. Dis al wat ek gehad het. So toe het hulle geveg op baie stadium om te probeer genoeg suurstof in my liggaam in te kry. Hulle het 60 liter suurstof per minuut in my longe ingepomp, net om genoeg deur te kry om my organe weer te laat funksioneer Ja. op daai stadium. Maar actually wat gebeur het is ek het op daai stadium toe ek sukkel om asem te haal daai 3 kere het ek 'n visioen tipe van ervaring gehad waar die eerste keer wat ek net gevoel het ek sien ek lê op die bed en ek begin sukkel om asem te haal, maar ek kyk op boontoe en ek sien 'n trok wat op my afgery kom met 'n hoop sand op. En dan by die hoop sand op my en maak my toe en ek sukkel om uit te kom om asem te haal en ek kom toe eventually uit en hulle stabiliseer my wat op die bed gebeur. Die tweede keer toe dat weer daai trok gekom met 'n groter hoop sand, gestruggle, gebaklei om daar uit te kom, dit reg gekry. En die derde keer het daar weer 'n trok gekom met 'n groter hoop sand, die keer so groot dat ek kon nie daar uitkom nie. En dis toe ek op asemhaal het en alles verby. En wat toe gebeur is, toe alles donker word, toe ewe skielik toe vind ek myself in 'n glasboks besig om net hier so uit te float in die lug in hierdie glasboks. En ek besef toe, ek is nou op pad uit, hemel toe, ek is dood. En interessant genoeg, net voor ek op asemhaal het die derde keer stuk op was, het ek na die tweede insident, waar ek gesukkel om asemhaal, het ek geweet ek gaan sterf. Jy het so oortuiging oor jou gekry, dit is ongelooflik, en ek wonder of ander mense wat sterf, nou nie 'n ongeluk of so iets, maar sterf wat op 'n sterfbed lê, dit ook het, maar jy het die absolute oortuiging, dat ek gaan sterf, en daar's niks wat ek kan doen om dit te keer nie. Ja, en toe is jy in Jesus se teenwoordigheid. Toe is ek hier so uit en op in die glasboks en ek besef wat besig gebeur. Ek is nou besig om hier uit te gaan 10 teen hemel toe volgens my nou. Maar ek kan dit nie aanvaar nie want ek het my vrou en my 2 seentjies by die huis en dis mos net die prentjie wat ek gesien het hoe dit werk hier en uitwerk en ek begin hierdie glasboks te slaan en skop om te breek want ek wil teruggaan. Ek kan nie dit aanvaar nie. En die volgende oomblik in daai struggle hoor ek net hierdie stem wat vir my sê: "Wie dink jy is ek?" En in my onderbewussyn weet ek al of dis Jesus, maar ek is nou besig hier. Ek het nie tyd hiervoor. Ek moet mos beheer vat hier en alles stik en maak en breek om uit te kom, terug te kom, want dis wat ons as mense doen. Ons wil altyd beheer vat, nê? Nee? Sure. En die volgende oomblik toe kom my stem weer. En dis nie as 'n speaker wat harder gestel word nie. Dis soos wanneer 'n leeu brul, jy voel daai krag so in daai lug. Ja. En hy vra net weer vir my: "Wie dink jy is ek?" En die keer daai krag my plat geslaan, ek lê daar op die grond en ek sê net ek weet U is Jesus. En hy sê vir my: "Nee, ek is nie." En ek dink toe oeps. Hy sê vir my: "Ek is Jesus almagtig." En hy sê my: "Johan, maar dit beteken vir jou en vir julle as mense niks meer nie." Hy sê vir my: "Al praat ek met jou soos ek met Job gepraat en sê vir hom dat ek het die krag in my hande om die son te laat opkom en afgaan. Ek het die krag om vir die branders te sê waar hulle mag breek en waar hulle mag verder gaan nie. Al sê ek dit vir jou, doen dit aan julle niks nie. Want julle het so gewoond geraak aan my. Julle het so familier geword met my. Julle praat met my en oor my en van my soos julle praat met julle vriende en familie en mense. Sure, nee. Ek is almagtig." En die volgende oomblik gaan sy teenwoordigheid net weg. En toe vind ek my waar ons almal ons eendag gaan vind, voor die troon waar ons account gaan gee vir ons lewe. Waar ek een visie na die volgende visie kry van al die situasies in my lewe, al die kernsituasies in my lewe, waar ek my rug op Jesus gedraai het. Ja, nee. En in daai proses wat dit gebeur het ek hierdie ongelooflike sterk ervaring en wete oor my gekry. Ek gaan nie hemel toe soos ek gedink het nie, ek gaan hel toe.
En daai wete, ek kan nie vir mense beskryf hoe sterk die emosionele wêreld en die geestelike wêreld, die emosionele ervaring in die geestelike wêreld is nie. Dit is so powerful, dis oorweldigend. Ek kan nou verstaan hoekom Jesus gesterf het van 'n gebroke hart, van emosie, omdat hy glo sy Vader het hom verlaat. Ja. Dat daar's nie wonder daar nie, jy weet. Toe ek oortuig oor my kry, ek gaan hel toe jy weet. En dan daai wat hulle praat van daai geknars van tande. Want al wat jy daar is, wanneer jy daar so staan, het jy dink jy wat hier op aarde gebeur het in die verlede nie. Al waaraan jy bewus is ewigheid. Vir ewig en ewig is dit jou lot. En daar's niks wat jy dan kan doen nie. Niks. Ja. En toe daai beelde op en verbykom, toe Jesus ten woorde terugkom, sê vir my, as it is written, if you deny me on earth, I'll deny you before my Father in heaven. Hy sê vir my, Johan, so jy weet jy gaan hel toe. En ek sê vir my, Jesus, ek is net 'n mens, ek maak foute. Ja, nee. Is dit nie wat almal se comeback altyd so gereeld in so baie situasies nie? En Jesus sê toe vir my, en ek het eers later verstaan wat hy bedoel het hiermee, maar hy sê vir my, aan jou foute, jou sonde doen aan my niks nie. Hy verduidelik vir my, dit gaan nie daaroor, dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor die absolute attitude van jou hart. Dat om hemel toe te gaan eendag, gaan oor om totaal en al te surrender aan hom. Om te lewe in totale surrender vir hom. Sy wil geskied nie jou nie. Hy's in beheer, nie jy nie. Ja. Sy prentjie vir jou lewe, nie joune nie. En om dan van daai plek af met daai attitude van totale surrender te loop met 'n hart van obedience. Met ander woorde, alles, elke oomblik van elke dag in my hele wese binne my Jesus wil net so gehoorsaam wees aan U. U wil geskied nie myne nie. Hy sê as jy so wandel, gaan jy hemel toe. Dis die narrow pad hemel toe. En toe sê hy vir my, as jy bereid is om so te wandel, sal ek vir jou terugstuur. Solangs wat jy gaan teruggaan en so leef en Christene gaan wakker maak en hulle oë oopmaak. Ja, hoorie, want ek dink baie keer as mense praat oor Jesus, dan is dit net liefde wat hulle ervaar. Ja, is jy net weet. liefde. En is liefde, en dit is so. Sy onvoorwaardelike liefde. Hy is 'n onvoorwaardelike, hy is 'n God van onvoorwaardelike liefde, maar hy is ook heilig. En ek dink dis die ding wat ons baie keer Ek dink dis die ding wat ons baie keer nalat, nee, is die feit dat hy's 'n almagtige, soewereine, heilige Wat God. mense nie besef nie, toe hulle vir Jesus gevra het, maar hoekom moes hy deur die hele proses gaan van sterf en weer opstaan en alles? Waarvoor het hy gedoen? Wie wat se antwoord gewees? Ons dink altyd hy het dit gedoen vir ons om ons weer in regs te stel met ons pad met die Here en verhouding en met God. Jesus se eerste woorde was om my plek van almag terug te neem. Ja. Nie liefde nie, om my plek en posisie van almag terug te neem. Daarom alle mag in hemel en aarde is nou aan my gegee, het hy gesê. Ja. Maar was dit wat jy ervaar het? En ek meen, jy het ervaar hy's heilig en dis amper asof die beeld wat jy nou gegee het is amper asof hy kwaai is, maar dit is nie kwaai nie, dis net Beneska, hier is dit. Heiligheid. Dit is nie die oomblik wat jy hier sit, ons probeer beheer neem oor alles in ons lewe. En hoe werk dit uit vir jou sover? Dis vir al ons hartseer, ons konflik, ons frustrasie, ons vloek en skree en te kere gaan vandaan kom. Ja. Is waar ons probeer in beheer wees van dinge en mense en dis nie lekker, niemand hou daarvan nie. Nee? Dis so waar, nee. Waar hier is die ding, sodra jy glo met jou hele hart, Jesus is almagtig. Ja. Dat hy se beheer, slegs dan sal jy ooit by daai plek kan wees wat jy totale beheer oorgee aan Jesus. Oh, dit is so waar wat jy sê, want ek dink baie keer dan gee mens, jy gee 80% van jou lewe oor, maar daar's altyd daai stukkie wat jy nie oorgee nie. Nee, ek hoor dit jy sê, maar jy gee nie eers 80% oor, wat jy doen is, Jesus, ek het 'n Of jy probleem dink met jy my gee 80 oor, huwelik, asseblief kom help my, ek gee die probleem van my huwelik vir hom, ek gee nie my hart vir hom nie. Dis waar. Is so waar. Ek gee die probleem wat ek het by die werk vir Jesus, nie my hart om te verander nie, om te surrender nie. Ek gee net my probleem vir hom. Dis so ongelooflik waar. Jy's toe nou, na daai ervaring, het jy gesê, asseblief stuur my terug. Hoe het jy, ek het nie dit gevra nie. Want op daai stadium weet jy, hier kan ek niks doen nie. Ek het geen beheer hierso nie. Ek is totaal en al weerloos hierso. Ja. Jy kan amper nie eers praat, iets sê nie. Dis so oorweldigend. Sure. En toe hy my terugstuur, toe sien ek myself onder daai hoop sand lê. Maar hierdie keer was daar duisende mense gewees wat gegrawe het om my sand vir my af te kry. En Jesus sê vir my, Johan, kyk,
kyk na al die mense wat besig is om te bid vir jou. Ja. En nou gaan ek vir jou 'n storie vertel. My 5-jarige seentjie Lukas, daai einste aand by die huis, toe was hy voorstel om te slaap, hier 10 uur toe my vrou bed toe gaan. Toe stap sy by sy kamer verby en sy hoor hy's besig om te praat. En sy gaan staan by die deur om te luister, waar praat hy? Toe lê my 5-jarige seentjie aan sy bed en hy sê, Jesus, asseblief stuur vir pappa terug huis toe. Sjoe. En Jesus het geluister. Nee, die krag van gebed. Ja, moet ek nou hier so sluk hoor. Nou wonder is om Jesus te wees soos 'n kind. Maar dit is die ding, jy weet, ek dink 'n mens moet besef dat elke keer as mens bid gebeur daar iets, nee. Jy sien dit dalk nie noodwendig dadelik nie, maar Beneske, jy beleef dit. hier is die ding, my seentjie daar gelê en hy het gebid met so opregte hart voor Jesus wat glo Jesus sal magtig. ja. En hy kan enigiets doen. En sy hart was so opregte, hoe baie keer bid ons en ons bid net gou om iets te vra en te sê en ons gaan aan. Ons is nie werklik waar in daai oomblik in Jesus se teenwoordigheid en verhouding met hom nie. Sjoe. Ons bid baie keer met so 'n gewoonte. Met Ja. die beste van intensies, maar daar's geen werklike diep opregte verhouding waar jou selfoon is weg, hy's af, jy het nie geraas rondom jou, jy die TV is nou aan terwyl jy bid of jy ry in die verkeer terwyl jy nog gesels. Nee. Waar is daai tyd wat jy sit en dis net jy en hy? En hy totale teenwoordigheid en verhouding. Sjoe. Johan, toe is daar, dis hy terug. En toe is daar 172 dae wat jy op permanente suurstof is. Want wat het gebeur in daai oomblik? Jou longe het heeltemal So wat toe gebeur het is, plat geval of toe het ek nog in ICU gewees, nog Ja. vir 'n hele klompie dae daarna, en toe het ek my longe ek het beter begin asemhaal, en toe vat hulle my in die high care unit, Ja. op permanente suurstof daar. En wat toe daar gebeur het, interessant, baie mense vra vir my, jy het in die kant op hier gehad, jy teruggestuur, nou, hoekom het jy nie onmiddellik genees ook nie? Ja. Ja. Nee? En dis amazing hoe Jesus so baie keer situasies moet gebruik wat ons sien as probleme, as struggles. Maar hy gebruik daai situasies om die waarheid wat hy in jou hart wil vestig, dat jy afhanklik van hom moet wees. Daai waarheid te vestig in jou hart. So wat gebeur het in daai 86 dae? Ek het die 3de aand in die high care unit het my long plat geval. En hoe ek dit oorleef het, kon ek nie verstaan het nie, maar wat hulle toe laastig gedoen het, hulle CT scan gedoen, toe sien hulle my longe is deurslaan met pulmonale fibrose. Nou as jy net 'n bietjie in jou longe, dan gee hulle vir jou so 3 tot 5 jaar oor om te leef, want dit is nie geneesbaar nie, het versprei. En waar myne was deurslaan, so my spesialis het na gekyk, hy sê, Johan, ons wag elke sekonde vir jou om dood te gaan, want jy basies geen meer lewendige longtissue oor Want jy kan nie asemhaal met dit. Dit beteken eintlik jy kan nie jy asemhaal kan nie. daar's geen Kan die suurstof in jou asem jy kan nie in intrek jou longe nie, invat en die nie. longe suurstof in jou longe inkom, kan nie deur jou longe gaan in jou bloed in jou liggame nie. So hulle kon nie verstaan waar ek het daai hele tyd so gelewe met daai 86 dae wat ek alles deur is na hospitaal ook gefight het, baklei daar vir my lewe vir elke asem was 'n ongelooflike proses geweest, maar dit was alles in die wete en teenwoordigheid hy is in beheer. Heeltyd in surrender vir hom. Jesus, U is in beheer, nie ek nie. En wat mense nie besef, die oomblik wat jy in daai absolute wete van sy almag leef en jy kan daaruit oorgee aan hom, dan en slegs dan vir die eerste keer in jou lewe ervaar jy die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ja. Totdat dit nie gebeur nie, het jy vrede net as gevolg van jou situasies. So draai situasie verander, dan gaan jou vrede ook alweer weg. Nee? Maar daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, kom net wanneer jy glo met jou hele hart hy is almagtig en jy gee alles oor aan hom en hy is in beheer. Ja. En toe begin jy ewe skielik voel dat jy beter asemhaal, Ja, na ten spyte 86 van, dae, ten toe spyte van die feit dat jy nou Ja, na nog steeds- 86 is ek huis toe en daar het hulle permanente suurstof geïnstalleer by my huis, sodat ek huis toe gaan en my spesialiste woorde dat ek ten minste by die huis kan wees as ek sterf en my gesin weer sien saam met hulle tyd spandeer as hier alleen in die kamer in die hospitaal. En die wonderlike werk wat daar gebeur het ook met my verhouding met my kinders was fenomenaal geweest, maar toe het ek daarso net begin beter asemhaal, die suurstof afgehaal eendag en nog steeds bly asemhaal, my spesialis gekontak, ingegaan vir 'n CT scan en toe ek daai middag 12 uur na sy praktyk toe gaan, toe stap ek daar in en hy sit daar so en huil.
En dis by Dr. Pierre Terdoux. Nou hierdie ou is 'n fenomenale internis. Hy stap so ongelooflik met die pad met die Here dat die vrede wat dit vir my gegee het en al die besluite wat hy in die hospitaal geneem het omdat ek geweet het hy is by die Here en maak sy die vrede dit vir my gee en die rustigheid was ook ongelooflik geweest. Maar ek stap aan sy kamer in praktyk en hy sit nou, hy kyk so op vir my, hy sê Corrie, hy sê vir my is die mees wonderlikste wonderwerk wat ek in my hele lewe nog gesien het. Hy sê vir my jou longe is genees, die fibrose is weg, dit is medies nie moontlik nie, dit nog nie gebeur in die geskiedenis van medisyne nie. Jesus het jou longe genees, dit is weg, dit is skoon. Ja, dan besef jy net dat hy regtig hy's regtig 'n almagtige God, hè. Ek dink dit is die ding wat 'n mens besef uit jou storie uit, is dat 'n mens hoor nie net van die stories daar nie, jy het dit beleef. En ek dink so iets raak 'n mens se hele gesin, hè. Ek meen, toe jy nou terug is en jy met jou vrou hierdie storie kon deel, ek seker dit moes haar ook nogal geraak het, né? Ja, dit is interessant geweest want ek het eers toe daai dag toe ek die wonderwerk ervaar het, ek daar die waarheid gedeel van dat hulle wat my longsituasie was, dat het vir my gewag het om te sterf, gedeel. O, het jy nie maar gesê? Nee, ek het my spesialis gevra asseblief om net dat hy en my neef Hannes dat net wat sy beste pel is, net hulle daarvan weet. Hulle moet niemand deel met. Ek wil daai burden op mense gesit en ek wou nie gehad het nou met eweslik mense vir my so kontak van alle oorde op sosiale media, ons dink aan jou. Ek het nie dit nodig gehad in my lewe nie. Ek wil al my aandag en tyd en energie gee op te veg vir elke lief wat volgende asem wat ek moes gehad het en tyd saam met die Here. Ja. En dis vir my deurgekry so ja, so toe het ons lewe verander, want nou besef ek, elke liewe dag wat ek nou het saam met my vrou en 2 kinders, is 'n geskenk wat ons nie moet hê nie. Ja. En ons leef so, ons hele leefstyl verander. Van hoe, dat by die skool, al die aktiwiteite by skool beheer nie ons lewe nie. Dit gaan oor tyd saam met Jesus eerste, en hy besluit wat sy aktiwiteite my kinders moet doen. Want hy weet, waarby ons by betrokke moet wees of nie. Jy moet bid meer, nee, jy luister meer, jy ervaar die Heilige Gees meer. Jy doen, en jy groei daarin, want ek het besef, daai dag toe, ek vir die, eintlik nou opreg verstaan wie Jesus eintlik is, en hoe verhouding met hom is, het ek besef, maar nou is ek sal 'n Christen al vir wat, 40 jaar vir my op daai stadium van my lewe, wel, 45 jaar van my lewe op daai stadium, maar ek is nog 'n babatjie. Ja. Ek moet nou leer, om sy stem te hoor. Maar dis die prachtige ding daarvan, hoe jy nou leer om sy stem te hoor, is dat, omdat hy almagtig is, kan jy weet dat, ek gee my hele dag vir hom, Jesus, hier is my dag. Ja. Waar jy nie wil hê betrokke wees, maak die deure toe. Want hy is almagtig, hy sal dit toemaak. Ja. En dit is eintlik amazing, nee, want jy voel veiliger, 'n mens leef rustiger. Jy is nie gejaag nie, né? Dis alles is net soveel beter, maar hier's een storie wat ek asseblief net gou voordat ons nou tot sien sê, ons moet hierdie deel. Jou kinders, jy twee seentjies, en in daai stadium was hulle nog klein gewees. Ja. En jy is hulle alles. Jy is die hero, hulle wil die hele tyd by jou wees. Ja. En vertel net gou, wat sê jy gewoonlik vir hulle net voordat hulle gaan slaap? En wat was daai eerste keer toe jy na 3 maande by die huis kom? Wat was die reaksie om hulle te sien weer? Ja, is interessant. So Lucas wat my oudste seun was daai op stadium 5 was. Elke aand as ek vir hom in die bed sê ek vir Lucas, nou pappa kom altyd terug vir jou en pappa is altyd aan jou kant. En die skok vir hom was dat hulle het bed toe gegaan teen die aand, hulle daai aand bed toe gegaan, ek was by die huis gewees, ek is net na 12 hospitaal toe gejaag. So hulle het wakker geword die volgende oggend en pappa was weg vir 86 dae, wat vir hulle ewigheid is. So in sy oë was daai vertroue gebreek. En so die trauma wat hy ervaar het daardeur vir lang tyd daarna was, as ek weer gaan ek weer terugkom, was nogals baie sterk vir hom gewees. En Christiaantjie, toe ek in die huis instap, toe kruip hy agter sy ma se bene weg vir my. Toe sy vervreemd van my. Want vir hom was dit die ewigheid gewees dat ek weg was. En toe ek by die huis was, ek kon letterlik nie eens opstaan en regop sit nie, dan veg ek vir my lewe net om weer asem te haal van die toestand wat ek was. En wat die Here daarmee 'n wonderwerk gedoen om Christian se verhouding weer te genees in my was toe hy was 'n koliek babatjie gewees. Hy elke keer as ons in die slaap sit, moes ons in die slaap sis en ek het dit basies gedoen en 'n liedjie vir hom gesing altyd en Helene, my vrou, vat hom toe kamer toe om te laat slaap en dit sukkel, dit struggle en sy is later in trane en sy hardloop by die kamer uit en iets in my sê net vir my staan op. Nou onthou ek kan omtrent nog nie loop nie. Ja. En never mind om iets op te tel, vashou, wat ek die krag nek is. En ek staan op, ek stap in sy kamer in met my oxygenpyp wat 'n ekstensie aangehad het. Ek stap in sy kamer in, ek tel hom op. Ek hou hom teen my vas en ek begin daai liedjie met hom sing wat ek gedoen het altyd. En in daai oomblik toe ek dit doen, toe herken ek is sy pa en hy gryp my vas. En hou vas en hy raak onmiddellik nie slaap en hy gaan lê op die bed langs hom. Ek het nie gesukkel om asem te haal nie.
Ek het geen issues gehad, my vrou kom maar aan, gaas, skree, wat maak jy, wat alles, en ek leer daarso hierdie absolute wonderwerk, en 'n halfuur later, toe ek weer terug waar ek was, sukkel vir asemhaal, maar in daai oomblik het Jesus net daai wonderbare krag gegee vir daai oomblik om my verhouding met my seentjie weer te herstel. Joh. Oeg, nee, hierdie is 'n emosionele storie. Jy het nou eintlik 'n tweede kans gekry. Tweede kans. Eers met die fietsry en toe nou met hierdie. Ek meen, as jy nou kyk nou hoe jy lewe, jy het nou gepraat oor hoe jy surrender, hoe jy meer nader aan God leef. Wat is jou raad aan ander mense? Jy weet wat miskien ook vandag sê, yes, like ek begeer so 'n tipe verhouding met God. Waar begin 'n mens? Wat doen 'n mens om daai te kan leef? Ja, Beneska, daar is 'n amazing ding. Jy gaan nie daai kry by 'n kerk of na iemand se storie of 'n boek of wat ek gaan luister nie. Daai kry jy net deur nou op jou knie te val en by Jesus sit en Jesus help my. Ja. Help my, geef my daai behoefte in my hart om U beter te leer ken. Want net hy kan jou hart verander. Geen ander mens of storie of prediker of iets kan so iets doen nie. Ja. Net Jesus kan jou hart verander. Maar dit moet 'n hart wees wat opreg na hom toe kom, wat opreg daai behoefte met hom wil hê en sê Jesus, hier is ek. Help my. Sjoe, nee, ek dink jy moet 'n gebed doen. Ek weet hierdie is nou miskien ook vreemd, maar ek dink jy moet vir mense wat hier nou kyk miskien ook nou na die tyd en miskien daai begeerte het vandag. Wil jy nie gou net 'n gebed doen vir so iemand om te sê kom ons vat jou na God toe en kom ons vra vir hom om soos wat jy beleef het, om sy almag te herstel in jou lewe en om te besef dat hy jou wil lei, daai surrendered, obedient life. Kom ons bid. Ag Jesus almagtig, ons kom na U toe. Dankie vir die geleentheid wat ons vandag het om soveel harte daar buite te kan bereik, Jesus, en vir daai mense wat daar buite sit wat hierdie behoefte het, Jesus, om 'n pad met U te stap, om vir U werklik waar te ervaar en opregte verhouding met U te wil hê, Jesus. Ek vra net dat U uit sal reik na hulle toe en dat hulle net 'n glimps van die almag sal ervaar, Jesus. Net 'n glimps van die almag sal ervaar, want deur daai ervaring sal hulle hele wêreld verander. Alles in hulle lewe sal verander die oomblik wat hulle net ervaar, Jesus, hoe almagtig U is. En U weet hoe om dit in elkeen se lewe te doen daar buite, want ons almal is anders, ons almal se lewens lyk anders. En ek vra dit nou net in Jesus naam dat almal se harte sal oop wees om daai boodskap, daai aanraking van U te ontvang en dit sal ervaar en dat sal reageer daarop. En ons vra dit nou in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat jy so